aangekondig. Dis voorwaar lekker om bietjie terug te sit en net te kan luister ook. Nou ja, vriende, kom ons sit so, ons sluit die oë en bid ons lekker saam. Driemaal Heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Here, baie dankie vir die week. Dankie dat ons so kan afskop en net in die woord kan indelf. Dankie Here dat ons nie net gevoed kan word na liggaam nie, maar ook na gees. Dankie vir u Heilige Gees wat hier teenwoordig is by ons. Here Jesus, word verheerlik deur ons lofsang. Neem dit vir u, want u is waardig. Neem dit ook na die troon, Here. Here, ons is so dankbaar dat u die prys kon betaal het. Ons sou dit nooit kon maak alleen nie. Ons sou nooit die instaatstelling kon hê wat ons het as dit nie vir u Gees was nie. Daarom kom sê ons vir u dankie. Word verheerlik deur dit wat ons doen. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Kom ons sing lekker saam tot eer van sy naam. Lof sing die Ewige sing tot sy ere. Lof sing die Koning, die Skepper, die Vader, die Here. Loof almal saam, groot is sy heilige naam. Loof hom die Heer van die Here. Groot is die Heer wat heers oor die aarde en hemel. Dan kom vir alles, vir liefde, vir kos en vir klere. Hy maak ons sterk, dat ons kan speel en kan werk, bid en kan sing tot sy ere. Hy ons roep tot sy diens, so sal ons dit mag weier. Hy is almagtige nader, die troue bevryder. Dit gee ons kragte met konings gesag, met God as al medestryder. Hansie, ek wil net hoor, as die microfoon aan daar so in die speaker aan daar, kan jy mooi hoor? Want ek het gesien, hy wys vir my so saggies, maar toe sien ek, hy kyk weg. En ek dink het was dalk vir iemand anders daar in die moederskamer. Ons moet net seker maak dat jy mooi kan hoor. Dit is lekker om julle hier te hê. Ek sien die motorfiets is ook hier. Baie mooi. Kom ons sing die volgende lied lekker saam, tot eer van die Here. God het ek lief aan die getroue Heer. Hoor na my stem uit vrye welbehae. Ek roep hom aan in al my lewensdae. Hy skenk my hoop, hy red my keer op keer. Het my siel weer van die dood bevry. In droefnis rus nog, U o Heer my trane. U lei my voet langs nuwe lewenspane, om in U lig te wandel lewensbly. Ek sal U naam met dankerkennis prys, te midde van die feestelike skare. Jerusalem, ek hoor om jou altare, die lofgeluid wat tot Gods eer verrys. Elke keer as ek afkyk na die rekenaarskerm, dan wonder ek, hoe het my preek in hierdie formaat verander?
dan besef ek dis iemand anders se preek. So as my gesig trek is so 'n bietjie verander, dis net omdat ek so nou en dan afkyk en besef ek is nie my boodskap nie. En dit was vir my baie vreemd vanaand om kerk toe te kom sonder 'n boodskap, maar ek is so dankbaar as ek afkyk en sien ek hier's iemand en hier's 'n boodskap. So Rian, baie dankie vir dit ook. Ja, ek dink daar kan dalk nog so 1 of 2 mensies insluip. Ons het nog 2 liedere oor. Kom ons sing lekker tot eer van die Here. Give me oil in my lamp, keep me burning, burning, burning. Give me oil in my lamp, I pray, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning, burning, burning. Keep me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Hallelujah, sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Oil in my lamp, keep me burning, burning, burning. Give me oil in my lamp, I pray, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning, burning, burning. Keep me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Hallelujah, sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. In my lamp, keep me burning, burning, burning. Give me oil in my lamp, I pray, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning, burning, burning. Keep me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Hallelujah, sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Nou ja, as ek nou 'n orgelis hier gehad het, ek aan nou al die skuld gegee. Maar daai liedjie is net so 'n bietjie te hoog vir my ook. Nou ja, vriende, ons sal dit definitief moet oordoen of hom moet skrap daar van die lysie af. Kom ons staan en dan lei ons ook hierdie diens in deur die volgende lied so lekker saam te sing. Halleluja, U is koning, ons aanbid U in U woning. U is die Alpha en Omega, daarom sing ons Halleluja. Halleluja, is die wynstok, ons die lote, wat wil vrug dra. Is die Alpha en Omega, daarom sing ons Halleluja. Halleluja, U is koning, ons aanbid U in U woning. U is die Alpha en Omega, daarom sing ons Halleluja. Daarom sing ons Halleluja. Ek kan die sitplekke inneem. Rian, jy kan maar vorentoe kom. Hy wou nou ook amper sit. Dit gaan nou ongelukkig nie vir jou werk vanaand nie, broeder. Baie sterkte.
Spreek soos die Here ook op jou hart lê. Baie dankie my broer, ek waardeer. Geliefdes, ons dank die Here vir nog 'n geleentheid wat ons kan hê, nog 'n geleentheid om so saam te kan wees en watter beter plek nie om te wees so 'n tweede dag in die week, om so by die Here se huis by mekaar te kan kom, so onder die geklank van die woord te kan wees, terwyl ons die laaste lied so gesing het, het my so diep in die hart gegryp, om te dink, hy is die koning van die konings, en wie weet, binnekort is ons by hom. Hulle wat gered is, gaan hom sien op die wolke kom en ons gaan hom ontmoet. En as ek baie keer aan die gedagte ook dink, dan gryp dit my so diep aan die hart. Vir ons wat by hom gaan wees, maar ook vir hulle wat hom nog nie ken nie. En dan besef ons net hoe groot is die taak op ons skouers, om nooit te op te hou bid vir 'n geliefde, 'n kind, miskien 'n ouer persoon wat ons weet, ken nie die Here nie. Dis rarig 'n baie keer 'n benoudheid so binne in 'n mens. Ons beweeg so naby aan familie en vriende, wat nie die Here ken nie. En ons moet die Here so vertrou, dat hy vir ons die geleentheid sal gee, om met hulle die evangelie te dien. Ons weet dit is baie moeilik partykeer. Ek dink so terug aan 'n leraar wat ons gehad het. En hy sê vir my op 'n stadium, hy is oorlede die leraar, hy sê vir my, die Here roep hom vir kweekskool en hy's in kweekskooltyd. En sy broer lê op sy sterfbed. En hy kom by sy broer en hy sê vir sy broer, hy wil met hom praat. En die oomblik toe hy begin, toe stop sy broer hom op sy sterfbed, toe sê hy vir hom, vat jou God en vat jou evangelie en ek soek het glad nie. En dit is verskriklik om te dink, op 'n sterfbed dat iemand so uitlating sal maak, maar dit is die realiteit wat ons moet besef, waarna ons beweeg. Maar dit moet my en u glad nie stop, om met 'n broeder of 'n suster, of wie ook al dit mag wees, 'n werkskollega, die evangelie te deel nie. Hoe moeilik dit ook al mag wees, moet ons altyd die Here vertrou, om die geleentheid te mag gee, dat ons ook so die evangelie te kan verkondig aan hulle. Kom ons sit so, en dan sluit ons net die oë. Ek slaan my oë op na die berge. Here, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy kan jou voet nie laat wankel nie. Jou bewaarder kan nie sluimer nie. Amen. Geliefdes, ons gaan 'n lied saam sing. As ons die lied dan kry, ek dink het ons nog 'n openingslied, ekskuus, ek bly elke keer, ons kan die lied wat op die bord dan gaan verskyn, gaan ons 'n openingslied sing, en daarna gaan ek vir ons dan lees uit die skrif uit. Soos Jesus, te wees soos Jesus, ek verlang, te wees soos hy, so rein en heilig, so sag en soos hy, te wees soos Jesus, te wees soos Jesus, ek verlang, te wees soos hy, so rein en heilig,
Geliefdes, jy kan die woord van die Here, die wat dit saamgebring het, of miskien volg op die bord. Ons gaan saam lees uit Esegiel 36. Ons gaan daar saam lees. Ek kyk die klikkertjie. Daar is hy. Ons gaan saam lees daar vanaf vers 22 tot en met, nee, ek dink is verkeerd wat daar op die bord is, ekskuus, ek vra om verskoning. Ons gaan lees vanaf vers 17, ekskuus. Ons gaan saam lees vanaf vers 17 tot en met vers 32. Gaan ons daar saam lees uit Esegiel 36, die opskrif van die vertalers daar, die land van Israel word herstel. Ek hou vir ons voor vanaf vers 17, mensekind, toe die huis van Israel in hulle land gewoon het, het hulle dit verontreinig, met hulle wandel en met hulle handelinge. Hulle wandel was voor my aangesig soos die besoedeling van die maagdelike onreinheid. Daarom het ek my grimmigheid oor hulle uitgegiet, vanweë die bloed wat hulle in die land vergiet het, terwyl hulle dit met die drekgode verontreinig het. En ek het hulle verstrooi onder die nasies, en hulle is versprei in die land. Ek het hulle geoordeel volgens hulle wandel en hulle handelinge, en toe hulle by die nasies kom, waarheen hulle getrek het, het hulle my heilige naam ontheilig, deurdat van hulle gesê is, hierdie mense is die volk van die Here, en hulle moes uit sy land uittrek. Toe het dit met, kom ek lees net weer vers 21, toe het dit my ter harte gegaan, om my heilige naam ontwil, wat die huis van Israel ontheilig het onder die nasies waar hulle gekom het. Daarom sê die huis van Israel, so spreek die Here, Here, ek doen dit nie om julle ontwil nie, o huis van Israel, maar terwille van my heilige naam, wat julle ontheilig het, onder die nasies waar julle gekom het. En ek sal my groote naam heilig, wat onder die nasies ontheilig is, wat julle onder hulle ontheilig het. En die nasies sal weet, dat ek die Here is, spreek die Here, Here, as ek my en julle voor hulle oë as die heilige laat ken. En ek sal julle uit die nasies gaan haal, en julle uit al die lande by mekaar laat kom, en ek sal julle in julle land bring. Dan sal ek skoon water op julle giet, sodat julle rein kan word van al julle onreinhede, en van al julle drekgode sal ek julle reinig. En ek sal julle 'n nuwe hart gee, en 'n nuwe gees in julle binneste gee. En ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem, en julle hart van vlees gee. En ek sal my gees in julle binneste gee, en sal maak dat julle in my insettinge wandel, en my verordeninge onderhou en doen. En julle sal woon in die land, wat ek aan julle vaders gegee het, en julle sal vir my 'n volk, en ek sal vir julle 'n God wees. En ek sal julle verlos van al julle onreinhede, en ek sal roep na die koring en dit vermenigvuldig, en ek sal geen hongersnood op julle lê nie, en ek sal die vrugte van die bome en die opbrengs van die veld vermenigvuldig, sodat julle die smaad van die hongersnood nie meer hoef te dra onder die nasies nie. Vers 31, dan sal julle dink aan julle verkeerde weë en aan julle handelinge wat nie goed was nie. En julle sal vir julle self walglik wees oor julle ongeregtighede en oor julle gruwels. Ek doen dit nie om julle ontwil nie, spreek die Here, Here. Laat dit julle bekend wees. Skaam julle en bloos oor julle weë, o huis van Israel. Ons lees net so ver uit die woord van die Here. U kan net so sit, dan doen ons net gebed saam.
Hemelse Vader, 'n Dinsdag aand het ons die geleentheid om weer in die huis by mekaar te kom. En ons wil vir U dankie sê, dat ons by hierdie geleentheid as 'n groep mense by mekaar kan wees, Here, onder die geklank van U woord. En Here, terwyl ons so saam sit, wil ons as een stem in hierdie aand oproep na U toe. Here, as ons net terugdink aan die kruisdood wat U aan die kruis gesterf het vir ons, dan gryp dit ons weer vanaand opnuut aan die hart. Ja, Here, as ons terugkyk na 'n volk wie U baie harde woorde voorgespreek het, maar Here, die genade wat U kom gee, terwyl ons lees na die herstel wat daar was vir Israel, dan dink ons maar net weer vandag aan die genade wat U vir ons kom gee het. Here, die dag toe U aan die kruis gesterf het vir ons, en hier vir ons weer 'n geleentheid kom gee het, sodat daar versoening met U kan wees, dan dank ons U daarvoor. Maar Here, terwyl ek so by die opening van hierdie geleentheid ook so met die geliefdes gespreek het, dan gryp dit ons diep aan die hart, Here, terwyl ons weet, net as ons hier uitbeweeg, Here, by hierdie hekke van hierdie gebou, Here, is daar mense wat U nie ken nie. Miskien 'n familielid, miskien dalk 'n werkskollega. Hoe dit ook al sy, Here, wil ons in hierdie aand as 'n groep saam kom roep tot U. En ons wil vir U vra, Here, dat U ook so vir ons die geleenthede sal gee, Here, om te spreek met hierdie mense, om met hulle om te gaan en die evangelie aan hulle te kan verkondig. Terwyl ons vanaand onder die geklank van die woord kan weer sit, Here, om bederf te kan word, pleit ons by U, Here, dat U ook so 'n siel sal ruk, Here, dat hulle die toestand van hulle eie lewens sal beleef. Dankie dat ons kan bid vir hulle. Dankie dat ons in hierdie aand ook kan bid vir hierdie gemeente. Dat ons kan beleef dat U na hoeveel jaar hierdie gemeente gedra het. En ons pleit by U, Here, dat ons as studente, as leraars van hierdie kerk, Here, altyd getrou sal bly aan U woord. Here, dat ons denke, Here, dit wat ons put uit die woord uit, altyd van U af sal kry. Maar Here, dat ons nie uit onsself uit in die kansel sal kom staan en sê, so sê die Here nie. Ag Here, help ons, terwyl ek vanaand weer in vrees en bewing voor U staan, omdat ek weet, Here, dit is U woord. En ek wil kom vra, Here, dat U in hierdie aand ook die rustigheid sal kom gee, maar Here, dat U ook in hierdie aand van sitplek tot sitplek sal beweeg. Ag Here, dat U ook so met 'n hart wat vanaand hierdie woord moet hoor, as daar ook miskien is iemand wat dalk rondom sy herstel met U sukkel, dat U ook so met hom of haar sal wees in hierdie aand. Dankie dat ons hierdie aand verder nie kan kom afgee, en Here, kom en beweeg van sitplek tot sitplek in hierdie aand, en kom en verheerlik U self in hierdie aand, en ons bid dit in Jesus Christus se wonderlike naam. Amen. Geliefdes, ons vind ons teks van oordenking in vers 23 van ons geleesde gedeelte, en ek wil graag net weer vers 23 vir U lees, en ek sal my groote naam heilig, wat onder die nasies ontheilig is, wat julle onder hulle ontheilig het, en die nasies sal weet dat ek die Here is, spreek die Here, Here. En dan hierdie volgende woorde, wat staan, as ek my in julle voor hulle oë, as die Heilige laat ken. En hierdie woorde wil ek net weer aan U aanhaal, en die nasie sal weet dat ek die Here is, spreek die Here, Here, as ek my in julle voor hulle oë as die Heilige laat ken. Nou veral hierdie woorde wat sê, as ek my in julle as die Heilige laat ken.
Nou die woord heilig, baie keer sukkel mense om te verstaan, maar die blote betekenis van hierdie woord heilig is om afgesonder te wees, om rein te wees, sonder sonde, volmaak, om anders te lyk as die wêreld daar buite. En daarom sien ons ook in hierdie gedeelte iets van God se heiligmaking in die mens. Hoe God die mens al meer verander om afgesonder te lewe, om te lyk soos Christus uiteindelik. Met ander woorde, God openbaar sy heiligheid deur wat hy in sy volk kom doen het. Hy verander nie net omstandighede nie, hy werk in die mens self. Daarom praat ek met u onder die tema vanaand, God se heilige herstelwerk in die mens. Geliefdes, die Here beloof in hierdie gedeelte nie bloot uiterlike verandering nie. Nee, hy kom en hy wil 'n diepe innerlike herstel in die mens wil hy kom doen. Dit is vir hom belangrik wanneer die kind tot bekering kom, wanneer die kind tot redding kom, dat daar 'n pad van heiligmaking gestap sal word met so 'n geliefde. Hy beloof 'n reiniging, 'n nuwe hart, sy gees en 'n herstelde verhouding ook so met hom. En wat besonders is van hierdie gedeelte en hierdie aand is, dat die Here telkens hierdie woorde uiter. En terwyl ons dit gelees het, ek weet nie of jy dit opgetel nie, lees ons heeltyd hierdie woorde sê, en ek sal. Telkens kry ons hierdie woorde, en ek sal. En dit is niks anders as die herstel begin, wat hy begin in die mens nie. Maar hierdie herstel, anders, kom ek sê eerder so, hierdie herstel begin nie by die mens nie. Hierdie herstel is absoluut uit God uit, omdat hy sê, ek sal dit vir julle doen. Die konteks van hierdie gedeelte het ek reeds by die vorige boodskappe vir u gesê, dat gedurende die ballingskaptyd van Israel daar in Babylonië plaasgevind het. Die volk het weggedwaal van die Here, hulle het sy naam ontheilig, en hulle het begin sonde, en afgoderry het hulle begedien. En as gevolg daarvan, is hulle toe uit Israel weggevoer daarna ballingskap toe. Jy sien, Jerusalem het agtergebly, Jerusalem lê verwoes, en die nasie rondom hulle spot hierdie nasie, en hy sê vir hulle, waar is julle God? Nou vanuit 'n menslike oogpunt lyk dit asof alles verlore is. Hierdie volk sit in 'n vreemde land, en hulle is verlore. Maar juis, daar bring die Here deur Esegiel die boodskap van hoop vir hierdie volk. Die Here sê vir die volk, dat hulle nie, dat hy hulle nie gaan herstel nie, omdat hulle dit verdien nie, maar ter wille van sy heilige naam, sal hy hierdie dinge doen. Daarom lees ons in vers 22, hierdie woorde, hy sê, ek doen dit nie om julle ontwil nie, maar ter wille van my heilige naam. Dit is die rede hoekom hy hierdie herstel wou gebring het in die volk Israel. En dan die volgende, hierdie wonderlike belofte in vers 23, as hy sê, en ek sal dit vir julle doen, ek sal reinig, ek sal 'n nuwe hart in julle kom gee, en ek sal my gees in julle binneste kom uitstort, ja, ek sal julle herstel. Geliefdes, hierdie gedeelte is in die eerste plek 'n profesie aan die volk Israel. Die Here beloof hier 'n toekomstige herstel van sy volk na ballingskap. 'n Tyd waar hy hulle sal reinig, 'n nuwe hart gee en sy gees in hulle binneste kom uitstort. Die volle vervulling van hierdie profesie lê nie
lê nog in die toekoms, in die herstel van Israel, daar in die 1000-jarige vrederyk. Maar geliefdes, wanneer ons vanaand na die Nuwe Testament toe beweeg, sien ons hoe die Here reeds begin het, om hierdie geestelike werk in mense se harte te begin doen, deur Jesus Christus, en die uitstorting van sy Heilige Gees daar op Pinksterdag. Daarom kan die kind van God vandag reeds iets van hierdie werk van God ervaar, in die dag en die tyd waarin ek en u beweeg en lewe. Want ook vanaand nog reinig God die mens van sonde. Hy verander die hart van die mens en hy kom stort sy Heilige Gees uit in die kind van God se lewe. So alhoewel hierdie profesie sy volle vervulling nog in die toekoms het, kan ek en u reeds vandag vandag die geestelike toepassing daarvan sien in die lewe van God se kinders. En dit is waarna ons vanaand verder gaan kyk vanuit hierdie gedeelte, wanneer die Here hierdie herstelwerk begin doen, los hy nie die mens in sy toestand nie. Hy beloof om self in te gryp in die mens se lewe, om die binneste te kom verander van die mens. En die eerste werk wat God daarom doen, is dan, God sal die mens 'n nuwe hart gee. As ons lees vers 25, dan lees ons hierdie woorde, dan sal ek skoon water op julle giet, sodat julle rein kan word. Van al julle onreinhede en van al julle drekgode sal ek julle reinig. Die Here begin die herstelwerk in die mens deur om hom te reinig, voordat daar 'n nuwe hart of 'n nuwe lewe of 'n herstelde verhouding met God kan wees, moet daar die sondeprobleem eers hanteer word. En daarom sê die Here, dan sal ek skoon water op julle giet. Dit is belangrik vir hom om die mens eers te reinig, om te handel met hierdie sondige lewe van die mens. En hierdie skoon water wys op reiniging van onreinheid en sonde. In die Ou Testament was water dikwels gebruik as 'n simbool van reiniging. Priesters moes hulle self met water reinig, voordat hulle in die diens van die Here kon staan, voordat daar offers gebring kon word, was daar die waskom gewees waar hulle self moes reinig. Maar daardie reiniging was 'n uiterlike en 'n tydelike reining wat plaasgevind het. En hier beloof God egter iets baie groters, 'n innerlike reiniging wat hy self kom doen het aan die mens se innerlike wese. Let ook op hoe die Here telkens gesê het, ek sal julle reinig. Dit was die woorde wat hy geuiter het. Die herstel begin dus nie by die mens nie, maar by God, wat self in die mens werk. Verder praat die Here van al julle onreinhede en al julle drekgode. Dit wys op die sonde en die afgoderry van Israel, wat hulle van God geskei het. Hierdie dinge, ek het gisteraand vir u gesê, dat hy 'n heilige God is, en hy kon nie hierdie sonde, en selfs vandag nog kan hy hierdie sonde nie naby hom toelaat nie. Die volk het hulle harte aan ander dinge as God gegee, en daarom beloof die Here om hulle van daardie onreinheid te reinig. Hierdie gedeelte wys uiteindelik vooruit na die reiniging wat Jesus Christus sou kom doen het. En daarom lees ons in 1 Johannes 1 vers 7, hierdie woorde wat sê, en die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. So ware reiniging kom dus alleen
van God af. Dit beteken dat die mens homself nie geestelik kan reinig nie. Baie keer probeer die mens sy eie hart regmaak voor die Here. Hy probeer sy eie sonde oorkom. Hy stoei so in eie om hierdie lewe waarna hy besig is, hierdie opstaan en val lewe, probeer hy homself reinig. Hy probeer deur eie krag beter te leef, maar hy kry dit nie reg nie. Maar die Here wys vir ons dat ware reiniging by hom begin. Selfs die kind van God ontdek soms hoe maklik sonde weer in sy lewe vasklou. As hy sien, dan sy maar weer daar by die sonde. Selfs die kind van God, of daar in tye waar wêreldsgesindheid weer begin posvat in die kind van God se lewe. Daar's hierdie geestelike louheid waar die kind homself in bevind, of 'n ongehoorsaamheid wanneer God met hom praat, dan's hierdie ongehoorsaamheid weer die hartsbesoedeling wat posvat in die kind van God se lewe. Maar die troos van hierdie gedeelte is, God los nie sy kinders nie. Jy sien, God se genade is so groot. Hy bly terugkom, dan sê hy, ek sal jou weer terugbring, kind. Hy reinig, hy herstel die gelowige weer. En hy werk weer heiligheid in die mens. En dis belangrik dat ek en u dit moet besef vanaand. Daarom moet die kind van God nie probeer wegkruip met sonde nie. Jy sien, ek en u staan oop en bloot voor God. Al wil ek en u so graag die sonde toesteek en wegsteek. Ek sê baie keer vir mense, ons ken ons eie hartskamers. Ons weet van daardie deure wat ons so toedruk, wat niemand van weet nie. Jy sien, maar voor God is ons oop en bloot. Hy ken ons harte. Hy ken die toestand van ons lewens. Daarom, kind van God, moenie wegkruip vir sonde nie. Maar kom na die Here toe dat hy sal reinig. En hoor, soos Dawid het gebid het daar in Psalm 51, was my heeltemal van my ongeregtigheid en reinig my van my sonde. Dit was sy uitroep gewees tot die Here. Toe hy besef, wat het hy aangevang, daar by Batseba, toe hy daar aangegaan het hy geweet op 'n stadium, ek staan oop en bloot voor die Here. Ware geestelike herstel begin wanneer die mens ophou vertrou op homself, en wanneer hy na God toe gaan, om te kom en te sê, Here, reinig my. Maar die Here stop nie by reiniging alleen nie, want die mens se grootste probleem lê nie net in wat hy doen nie, maar ook wat in die binneste van hom is. Daarom beloof die Here nie net om die mens te reinig nie, maar ook om hom van sy binneste te verander. Daarom in die tweede gedagte, God sal die mens 'n nuwe hart gee. As ons saam lees, vers 26, lees ons hierdie woorde, dan staan daar, en ek sal julle 'n nuwe hart gee, en 'n nuwe gees in julle binneste gee. En hierdie laaste woorde, weer eens, en ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem, en julle hart van vlees gee. Nou nadat die Here hierdie reinigingsproses laat plaasvind het, dan gaan hy verder in die mens. Daarom sê die Here, en ek sal julle 'n nuwe hart gee. En die Bybel verwys, die hart is nie die emosies nie, maar die diepste binneste, daar die diepste binneste wat God van die mens ken, sy begeertes, die wil van die mens, die denke van die mens, en ook die geestelike toestand van die mens. Dit is daar die dinge wat God wil kom aanraak. Die probleem van Israel was nie net
'n uiterlike ongehoorsaamheid daar wat daar was by hulle nie, maar 'n hart wat ver van God geraak het. Daarom beloof God nie bloot nuwe wette nie, of 'n beter omstandighede waarna hulle wou plaas nie. Hy beloof hulle dat hy 'n nuwe hart aan hulle sou kom gee. En die Here sê verder, ek sal die hart van klip wegneem en julle 'n hart van vlees gee. 'n Hart van klip wys op 'n harde, 'n ongevoelige, 'n ongehoorsame hart. Dit is 'n hart wat nie maklik buig onder die woord van God nie. U sien, hulle was hardhorend gewees toe God met hulle gepraat het, maar 'n hart van vlees, dit is dit wat hy aan hulle wou gegee het. 'n Sagte hart, 'n hart wat ontvanklik is vir die woord, 'n hart wat wanneer hy met hulle gespreek het, hulle sou geluister het na hom. En 'n gewillig raak om hom te volg. Die Here het beloof dis om die mens van binne af te verander. Hierdie gedeelte wys vooruit na die geestelike vernuwing wat God deur Christus bring. Daarom lees ons in 2 Korintiërs 5 vers 17, 'n geliefde vers vir my. Ek het hierdie vers het my so aangegryp in die tyd van my redding, om te beleef, maar dit is wat God in my lewe kom doen het. In 2 Korintiërs 5 vers 17 skryf Paulus en sê, daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Hy sê, kyk, alles het verbygegaan, of hy sê, alles het nuut geword, kyk, ekskuus, ek het nou nie die volle vers nie, ek het net die halwe van die vers aangehaal, ek wil net weer vir die eerste gedeeltes lees van hierdie vers, wat sê, daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Ware verandering begin dus nie by die uiterlike gedrag nie, maar in die hart wat God kom verander in die mens. Nou wanneer ons op 'n grondpad ry, wat lanklaas reën gehad het, of 'n grondpad wat al kliphard gery is deur trokke, wat op en af beweeg op hierdie grondpad, of voertuie, is hierdie grondpad kliphard en hy's droog. Jy kan saad op hierdie grondpad saai, en daar sal absoluut niks met hierdie saad gebeur nie. Maar wanneer die reën kom, en wanneer hierdie reën sag begin reën, en hierdie grond begin al hoe sagter word, dan is dit wanneer hierdie saad begin ontkiem. Hierdie saad begin ontkiem in die grond. So raak die mens se hart ook. Soms hard deur sonde en wêreldsgesindheid. Ons harte word so hard soos hierdie grond, en maak nie saak wat se saad gesaai word van die kansel af nie. Hierdie saad kan nie ontkiem nie. Maar God kan weer in die hart van die mens kom werk. Wanneer hy die hart kom sag maak, deur sy gees in die mens kom werk en met die mens kom praat, dis dan wanneer hierdie saad weer kan ontkiem. En dit beteken dat God nie net belangstel in 'n uiterlike godsdiens nie, maar in die toestand van ons harte. U sien, hy wil kyk na die toestand van my en u lewe. 'n Mens kan nie maklik die regte dinge sê nie. Hoeveel keer gaan ons kerk toe en ons probeer deur kerk toe te gaan, probeer ons voor die Here staan en te sê, Here, maar ons doen tog u dinge. Ons wil geestelik voorkom. Here, maar ons is dan tog geestelike mense. Ons trek dan aan soos geestelike mense. Ons lewens lyk voor u tog nie so, skus my uitdrukking, so bad nie. Maar tog, ons hart hê wat koud of hard geword het teenoor die Here. Selfs die kind van God moet oppas dat sy hart nie stadig hard raak nie. Ons moet so versigtig wees vir dit. Partykeer gebeur dit deur sonde wat toegelaat word, deur teleurstellings
deur geestelike nalatigheid wat daar is, of bloot deur om gewoon te raak. Die woord gewoonte kan 'n verskriklike ding in my en u lewe raak. Om so gewoon te raak om kerk toe te gaan. Ons het so met mekaar gedeel op pad hiernatoe. Wanneer ons nie ingryp in ons kinders se lewens nie. Wanneer ons maar net gewoond raak in ons kinders se daaglikse gang. En wanneer ons begin sien ons kinders beweeg af. Om maar net te sê, ag, dis seker nie so bad nie. Ons kan nie altyd op ons kinders afgaan nie. En ek gebruik nou die kinders as 'n voorbeeld. Ons moet so versigtig raak vir hierdie gewoonte. Ons moet so waaksaam wees, maar ons moet uitgaan om in te gryp in hierdie kind se lewe om te sê, my kind, maar dit is nie toelaatbaar vir God se standaard nie. Dan luister die mens nog met sy ore, maar die hart reageer nie meer soos voorheen nie. Maar die troos van hierdie gedeelte is, God kan weer die hart sag maak. Dis die kosbaarheid vanaand. Hy werk weer 'n liefde vir sy woord, 'n begeerte om voor hom te gaan buig en te bid en 'n verlange na gehoorsaamheid in mense. Daarom moet ons nie net bid nie. Die Here vra verder, of die Here verander my in u omstandig nie, Here nie, maar ook die Here verander my in die hart. Dis belangrik dat ek en u op 'n plek en 'n tyd in ons lewens sal kom en te sê, Here, en ek het soveel keer al keer op keer hierdie woorde gesê, om eerlik met onsself te wees voor die Here en te sê, Here, is ek regtig openbloot, is dit wie ek is, Here? Want ek sien in my eie lewe dinge wat nie reg is nie. En weer eens, soos Dawid het geuiter het, daar in Psalm 51 vers 12, toe hy sy toestand beleef voor die Here, toe hy eerlik is voor die Here, toe roep hy hierdie woorde uit, toe sê hy, skep vir my 'n rein hart, o God. Dit was sy hartsbegeerte gewees, om weer net hierdie verhouding, hierdie herstel te kan hê met die Here. Maar die Here gee nie net 'n nuwe hart nie. Want wat help dit as die hart verander, maar daar geen krag is om anders te leef nie? Daarom beloof die Here verder dat hy selfs deur sy gees in die mens sal werk. En daarom in 'n derde gedagte, God sal die mens sy gees gee. Vers 27 lees ons hierdie woorde wat sê, en ek sal my gees in julle binneste gee. En ek sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen. En die Here beloof nie net 'n uiterlike verandering nie, soos ek vir u gesê het, maar dat hy deur sy gees in die binneste van die mens 'n verandering wil bring. Daarom sê hy, ek sal my gees in julle binneste gee. Dit wys dat God nie net van buite af met die mens werk nie, maar ook so van binne af. In die Ou Testament het die volk die wet van God geken. U sien, dis wat hulle gehaat het. Maar die probleem was nie dat hulle nie geweet het wat reg en verkeerd is nie, want hulle het hierdie wet gehaat. Die probleem was dat hulle nie die krag gehad het om dit te doen nie. U sien, telkens het hulle hierdie wet gehaat en hulle het gelees. En baie keer in die Fariseërs later ook, het hulle bygesit by hierdie wet. Maar die mense kon nie byhou by hierdie wet nie. Daarom beloof die Here nou iets groters aan hierdie volk. Hy sal sy gees in die mens gee, om hom op te werk. Die Here sê, ek sal maak dat julle in my insettinge wandel. Met ander woorde, God gee nie net die opdrag om reg te lewe nie, maar hy gee ook die krag en gewilligheid om gehoorsaam te wees aan dit wat hy vir hulle kom sê het. Hierdie gedeelte wys vooruit na Pinkster toe, daar in Handelinge 2, waar die Heilige Gees uitgestort sou word en 'n gelowige sou kom, om in 'n gelowige te kom. Daarom sê Jesus,
in Johannes 14 vers 6. Hy sê, en ek sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid. Dit was die belofte wat Christus aan die kerk van vandag kom gee het. Die Christelike lewe word dus nie deur menslike krag beleef nie, of geleef nie, maar deur die werking van die Heilige Gees. Soos 'n lamp nie kan brand sonder krag nie, kan die mens nie geestelik leef sonder die werk van die Heilige Gees nie. Jy sien, daar is 'n skakelaar en daar is 'n kabel wat loop na daardie lig toe. As ons daardie kabel wegvat, dan kan ons daardie skakelaar aan en afsit. Daar gaan niks gebeur nie. Jy sien, dit is soos 'n handskoen. Wanneer ek 'n handskoen vat, en vandag het ons so gekyk na Dominee Andrew se handskoen, wys hy vir my. En die gedagte kom op, kan hierdie handskoen hê, dit is 'n pragtige handskoen. Op sy eie kan hierdie handskoen absoluut niks doen nie. Eers wanneer die hand daarin gesteek word, dan werk hierdie handskoen. Dan kan dit begin beweeg, dan kan dit begin funksioneer. En so kan die mens nie die geestelike lewe uit eie krag leef nie. Dis belangrik. Ons het die werk van die Heilige Gees in ons lewens nodig. En ek het by die eerste preek het ek vir u gesê, daar's hierdie ding wat gesê word dat die gevaar wat ons loop in die tyd waarin ons beweeg, dat die kerk sonder die Heilige Gees probeer funksioneer. Baie keer probeer die mens die Christelike lewe in eie krag leef. 'n Mens probeer hard, probeer beter, probeer selfstaande bly, maar later word hy moedeloos. Hy word uitgeput en hy kan nie verstaan, maar hoekom kan ek nie staande bly nie? Jy sien, dis soos daardie tyd in die woestyn. Kort het die volk hulle self bevind, opstaan en val lewe. Opstaan en val lewe. En dis absoluut wat gebeur. Die kind van God word gered, maar nou laat hy nog hierdie sonde in sy lewe toe, en hy laat nie toe dat die Gees van God met hom werk nie. Hy laat hierdie sonde toe in sy lewe, en dan wanneer die Gees van God hom waarsku en met hom praat, dan stoot hy hierdie stem weg. En selfs die kind van God ontdek soms hoe swak hy in homself is, wanneer hy hierdie stem wegdruk. En die Here wys vir ons hier, ons is nie bedoel om 'n geestelike lewe alleen te leef nie. Dis baie belangrik vanaand, dat ek en u dit sal begryp. Ek en u, keer op keer, dan sê Dominee Andrew vir my broeder, ons kan nie in eie krag te doen nie. God gee sy Gees om te lei. U sien, God gee die Gees om te versterk. God gee die Gees om my en u te oortuig van sonde in my en u lewe, en te help om te gehoorsaam te leef aan hom. Daarom moet die kind van God leer om afhanklik te word van die Heilige Gees. U sien, die Heilige Gees is 'n persoon. Dis nie iets wat hier in die lug rondhang nie. Dis belangrik dat ek en u moet verstaan, wanneer ek en u ongehoorsaam is aan die Gees van God, dan bedroef ons die Gees van God. Dis belangrik dat ek en u moet weet, die vertrooster wat vandag vir my en u gegee is 'n persoon wat met my en u 'n verhouding wil hê. Dit beteken om sensitief te wees vir die woord van God. Ja, wanneer ons met die woord omgaan, moet ons tog so sensitief met die woord wees, om in gebed op die Here te vertrou, en om nie op ons eie vermoë staat te maak nie. Ek wil vir u iets sê, ek bring 'n diens eendag daar in Hartbeespoort, en ek werk en ek praat met die kinders, kinderdiens, en ek is klaar en ek is so opgewonde oor die diens. Dit was my so wonderlik gewees, om die evangelie aan hierdie kinders te verkondig.
En 2 uur daardie môre, kom maak die Gees van God my wakker. En daar's 'n diepe benoudheid binne in my, en die Here sê vir my, jy praat met hierdie kinders, maar in jou eie lewe, bevind jy nog hierdie dinge in jou eie lewe. Kyk in jou eie lewe, geliefdes, ek wil vir u sê, ek kon nie slaap nie. Ek moes voor die Here gaan buig, 2 uur daardie môre, moes ek stil raak voor die Here, ek was amper buite myself. Want God het die Gees toegelaat om my te wys wat die toestand is. En ek moes daardie môre klaar kry. Romeine 8 vers 14 sê, want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Ware geestelike groei gebeur daarom nie wanneer die mens op homself vertrou nie, maar wanneer hy leer om onder die leiding van die Heilige Gees te leef. Die werk van God eindig egter nie by die reiniging of 'n nuwe hart en die werking van die Heilige Gees nie. Al hierdie dinge lei uiteindelik tot iets baie groters, naamlik 'n herstelde verhouding tussen God en die mens. In die laaste vanaand, die laaste waarheid, God sal die mens in sy verbond herstel. As ons vers 28 lees, dan lees ons hierdie woorde, en julle sal woon in die land wat ek aan julle vaders gegee het. En julle sal vir my 'n volk, en ek sal vir julle 'n God wees. Hier sien ons die einddoel van God se herstelwerk. Die Here reinig, hy verander en gee sy Gees aan die mens, sodat die mens weer in 'n verhouding met hom kan leef. Daarom sê die Here, julle sal vir my 'n volk en ek sal vir julle 'n God wees. Hierdie woorde wys op die verbond tussen God en sy volk wat daar was. In die Ou Testament was die verbond die besondere verhouding waarin God homself aan sy volk verbind het. Maar deur Israel se sonde en ongehoorsaamheid het hulle ver van die Here afgedwaal. Nou beloof God egter dat hulle weer herstel, dat daar 'n terugkeer of 'n teruggebring word na hom toe. En die verwysing na die land wys in die eerste plek op die toekomstige herstel van Israel, waarin God sy volk weer in die land van hulle vaderskap sou vestig, daar weer terug in Israel. Maar die diepste troos lê in hierdie woorde wat hy vir hulle gesê het. Hy sê, ek sal vir julle 'n God wees. Dit was hierdie belofte wat hy aan hierdie volk kom gee het. En dit wys op 'n herstelde gemeenskap met God self. En wanneer ons na die Nuwe Testament kom, sien ons hoe hierdie verhouding deur Jesus Christus oopgemaak word. Vir almal wat aan hom behoort. Daarom lees ons in Openbaring 21 vers 3, as hy sê, kyk, die tabernakel van God is by die mens. Wat 'n aangrypende woorde. En dan sê hy bietjie later aan sy, en hulle sal sy volk wees. Die grootste seën van God se herstelwerk is dus nie net 'n verandering in die mens nie, maar dat die mens weer naby God kan wees. Hierdie herstelde verhouding wat daar moet wees. En dit beteken dat die Christelike lewe nie net gaan oor om beter te leef, om minder sonde te doen nie. Nee, of 'n uiterlike godsdiens nie. Die doel van hierdie God se werk is dat die mens weer in 'n lewende verhouding met hom kan staan. U sien dat daar, ons gebruik die woord koinonia sal wees met hom. Dat ons vrymoedigheid sal hê om by God te gaan sit en ons harte voor hom oop te maak en te sê, Here, dis die toestand, Here, ek is gebreek voor U. Here, ek beleef myself in hierdie toestand
omdat 'n broeder iets aan my gedoen het. U sien maar wat baie keer gebeur is, omdat hier nie 'n herstelde verhouding is nie, dan wil die mens nie na hom toe gaan nie. U sien, dan wil die kind van God wegbly van hom af. Dit beteken dat die Christelike lewe nie net gaan oor om beter te leef nie, het ek vir u gesê. Baie keer raak die kind van God geestelik lou, omdat hy begin fokus op pligte. Hy begin fokus op gewoontes, of bloot op 'n uiterlike godsdiens waarmee hy besig is. Maar die wandel met God self begin verlore gaan. Die Here herinner ons hier dat hy nie net ons lewe wil verander nie, maar dat hy ons nader aan hom wil bring. Daarom moet die kind van God homself die vraag in hierdie aand kom afvra: leef ek nog naby aan die Here? Of het my verhouding met hom koud geword en hou ek die Here op 'n afstand? Die wonder van hierdie gedeelte is, God herstel nie net die mens nie, hy bring die mens terug na homself toe. Jakobus 4 vers 8, lees ons hierdie woorde: nader tot God en hy sal tot julle nader. Ware geestelike herstel eindig daarom nie net by 'n verandering nie, maar by die herstelde lewe met God. Geliefdes, ek sluit af in hierdie aand. Vanaand het die Here vir ons gewys dat ware geestelike herstel nie by die mens begin nie, maar by God wat in die mens wil werk. Ons het gesien hoe die mens gereinig word van sy sonde. Die binneste van die mens verander word deur 'n nuwe hart te gee aan die mens. Sy gees om die mens te lei en te versterk. En 'n uiterlike mens weer nader te bring en 'n herstelde verhouding met God te leef. Die Here los dus nie sy kinders soos hulle is nie. U sien, hy kan nie. Hy het my nie geskep en hy's telkens besig om my en u in genade terug te wil roep na hom toe. Die Here los dus nie sy kinders soos hulle is nie, maar werk voortdurend in hulle om hulle al meer vir hom afgesonderd te maak, om vir hom te leef. Die Here sien ek ken die Here sien ek ken die toestand van u hart. Hy sien waar u geestelik moeg raak, waar sonde weer begin vasgegryp het, of waar u begin het om in eie krag te probeer leef. Maar die troos van hierdie gedeelte is, God laat die werk van sy hande nie los nie. God reinig nog, hy verander die hart van die mens, hy werk deur sy gees en hy bring sy kinders weer nader aan hom, om met 'n verhouding met hom te staan. Daarom moet u nie aanhou om in die eie krag staat te maak nie. U moet vanaand besef dat u kan na hom toe gaan. As u besef, u verhouding in hierdie aand met hom is nie waar dit was nie. As u maar net kan terugdink, daardie dag toe u op tot bekering gekom het, die brandenheid wat daar was, die opgewondenheid om by die Here te kan gaan sit het, om nie bang te wees om tot hom te bid nie, en nie bang was om sy woord oop te maak nie, om te hoor wat hy vir u wil sê nie. Kom weer na die Here toe. Bring die hart weer voor hom. Bely dit wat tussen God en tussen u staan. En onderwerp u weer aan die werking van die Heilige Gees. Laat die Here toe om sy herstelwerk in die lewe voor te sit, sodat u weer naby hom kan leef. Amen. Here, wat 'n woord van bemoediging is dit nie. Here, om te dink dat wanneer u ons siele red uit genade uit,
dan beteken dit nie ons het nou die kaartjie hemel toe nie. Here, maar U wil 'n heiligmakingslewe met ons, is 'n pad met ons stap, 'n pad van heiligmaking, 'n pad omdat U weet, Here, ons geneigtheid is om terug te wil gaan sonde toe. Die staan en opval lewe. Keer op keer bevind ons onsself daar weer by die sonde. Maar die kosbaarheid is vanaand om te mag weet, U kom gee die Gees. Hy wat uitgestort is in ons harte. Daar al reeds op Pinkster, in Handelinge 2. In dieselfde Gees wat vanaand nog kom werk in elke liewe een van ons se lewens, is dieselfde Gees wat elke keer wil kom en herstel te wil bring, sodat ons weer in 'n verhouding met U kan wees. Dankie vir die genade. Dankie dat ons elke keer kan besef, Here, wanneer U dit openbaar aan ons, die toestand van ons lewens. Dankie dat ons elke keer terug kan gaan om 'n herstel te kan hê. Ek dink so baie keer, Here, aan die gedagte wanneer ons kwaad is vir ons kinders, wanneer ons kwaad is vir 'n werkskollega, wanneer ons kwaad is vir 'n familielid, dan wil ons nie naby hulle kom nie, ons wil nie naby ons toelaat nie, ons wil nie met hulle praat nie. Maar Here, U is 'n God wat totaal anders is. Die oomblik as daar sonde kom, dan kom U uit liefde en U roep ons. U bly ons terugroep. Kom terug, my kind. Maar Here, ons ingesteldheid is wanneer ons hierdie sonde pleeg, wanneer ons besig is om met die wêreld se dinge weer besig te raak, dan wil ons gaan wegkruip. Ja, ons wil maak soos 'n Adam en 'n Eva en gaan wegkruip. Ons wil die blare vat en gaan toedek. Maar dan kom U en U roep, soos U hulle geroep het daar in die tuin, en U wil herstel by hulle bring. En dankie dat ons in hierdie aand ook tot U kan roep, Here, in my eie lewe eerste, en dan hulle wat hier vanaand sit, miskien dalk iemand wat erken vanaand, Here, ek het verwyderd geword van U, my verhouding met U is nie meer waar dit was nie. Dan wil ons kom bid in hierdie aand, Here, dat die Gees van God, wanneer ons hier uitbeweeg, Here, ons nie sal laat nie, dat hy nie van ons sal wegbeweeg nie, maar Here, dat die roofvoëls ook van die hemel nie hierdie saad sal kom oppik nie, maar dat ons sal toelaat, dat ons hierdie verhouding kom herstel met U, en dat ons weer opnuut, soos ons daardie dag tot bekering gekom het, die opgewondenheid wat al was. Here, dat ons weer in hierdie verhouding met U sal leef. Dat 'n werkskollega, 'n maat by die skool, my huismense kan beleef wat het hier gebeur. Hy's 'n nuwe mens, soos 2 Korintiërs 5 vers 17 sê. Dat dit weer vir mense sigbaar sal word. Hier's 'n herstelde lewe met God. Dankie dat ons in hierdie aand dit kan bid. En Here, terwyl ons ook hierna nou gaan geniet dit wat daar is, wil ons kom bid en vra, Here, sal U kom en ook die voedsel in ons liggame kom seën. En ons bid dit in Jesus Christus se wonderlike naam. Amen. Dankie geliefdes. Ons gaan dan ook nou die laaste slotlied sing. As hy dan op die bord verskyn, dan kan ons lekker saam sing. Yes,
want U is verhewe bo al. U is verhewe, U is verhewe, U is verhewe bo al. Die skepping vereer U, die salige loof U, want U is verhewe bo al. Kom ons bid om die seën van die Here. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met die elkeen wees en bly. Amen.